Goeiemôre, ek is Jenna Lee Dievenage, my studentennommer is 35054638 en u is besig om 'n video en 'n lesopname te kyk oor scenario's. Die eerste scenario's is waarskynlikheid en die tweede een is datahantering. Waarskynlikheid gaan ons eers na kyk na kaartjies vir Paasfees Kersete by Taverna Day. Tydens Paasnaweek word 150 kaartjies vir die Goeie Vrydag aandete uitgeloot aan 150 mense van 3 verskillende AGS gemeentes. Ooskampus het 60 mense, Moederkampus het 50 mense en Mother Campus of City Campus het 40 mense. Die ete 1, 30 kaartjies beskikbaar wat 3 vleissoorte, 4 groentes en 2 nageregte insluit. Ete 2 het 50 kaartjies beskikbaar wat 2 vleissoorte, 3 groentes en 2 nageregte insluit. Ete 3 het 70 kaartjies beskikbaar wat 2 vleissoorte, 2 groentes en 1 nagereg insluit. Hoopelik is daai nie myne nie. Vraag nommer 1, wat is die kans dat 'n lid van Ooskampus ete 1 gaan ontvang? Nou as ons kan onthou, daar's 150 kaartjies beskikbaar, daar is 150 mense by Ooskampus, is daar 60 mense en dan is daar 30 kaartjies beskikbaar vir ete 1. So ons gaan daardie inligting deurgee. Ons gaan dit hierso sommer gou skryf. Dit is 60 of 150. Maal met 30 kaartjies uit die 150. Dit gaan vir jou, as ons dit op die calculator tik, gaan dit vir jou 0,8 gee en dan gaan maal ons dit met 100 want ons soek ons persentasie en ons kry 'n persentasie van 80%. Dan nommer 2, wat is die kans dat enige persoon ete 3 ontvang? Ete 3, enige persoon, kom ons kyk hoeveel kaartjies is by ete 3. 150 en dan is daar 150 kaartjies. Kom ons gaan sit dit op mekaar. So, ons het 50 kaartjies wat enigiemand kan kry. En daar is 150 kaartjies in totaal. Dit gaan vir ons op ons calculator 0,33 gee. 0,33 repeterend, want ons weet al klaar dit is 'n derde, maar nou moet ons hom gaan maal met 100, want ons soek die persentasie weer eens. En ons kry 33,33%. Ons net hierdie in die agtergrond verwyder. En daar is ons som vir nommer 2. Nommer 3, wat is die kans dat 'n persoon van Mother Campus, die English Service, ete 3 gaan kry? Ete 3, daar is 70 kaartjies beskikbaar uit die 150 kaartjies. Mother Campus se English Service het 40 mense uit die 150. Hierso gaan sê ons
40 uit 150. Ons gaan maal dit met die 70 kaartjies wat daar beskikbaar is uit die 150 kaartjies. Ons gaan kry dan 0,1244, 44, 4444. Dan, na dit gaan ons gaan maal hierdie met 100. En ons kry 12,44%. Nou, vraag nommer 4. Wat is die kans dat 'n persoon van moederkampus ete 1 of ete 2 gaan kry? Nou, daar is 30 plekke mos by ete 1 en dan 50 plekke by ete 2. En dan wat ons wil weet is, ons het 50 mense by moederkampus, so ons gaan dan nou gaan sê, soos volg. Ons gaan sê 50 gedeel deur 150. Daai is vir ons mense wat ons het, né? Maal jou 30 mense, jou 30 kaartjies vir ete 1 of jou 30 kaartjies vir ete 2 en dan gaan deel ons daai deur die 150. Daarna gaan ons en ons gaan sê, weer eens, ons dra dit oor, 50 gedeel deur 150, maal met, nou sit ons met 80 op 150, want is nou al by die etes wat ons moet bereken, dan kry ons 50 deel 150 maal 80 deel 150 en ons kry 'n getal van 0,17, baie 7's, en dan sluit ons hom af met 'n 8. En dan om ons persentasie te kry, moet ons onthou om te gaan sê maal 100, ons kry dan 17,78%, want ons het afgerond. As mens 7's afrond, rond jy hom op. Dan, nommer 5. Wat is die kans dat enige persoon nie ete 1 kry nie? Ete 1 kan ons onthou daar is net 30 kaartjies, 30 uit 150 kaartjies, my verskoning. Daar gaan ek te vinnig aan. Ek som al klaar gereed vir die volgende vraag. Okay, wat is die kans dat enige persoon nie ete 1 kry nie? So, 'n getal uit 1 gee vir jou 30 uit 150, dan kry ons 30 gedeel deur 150 gee vir my 0,2. Ek gaan verder en ek gaan sê die antwoord is 0,8. Om my persentasie te kry, gaan ek gaan maal 0,8 met 100 en ek kry 80%. Goed, nou dat ons waarskynlikheid afgehandel het, kan ons gaan na datahantering. Datahantering scenario is 'n leerder gesondheid. Ek het hardloopdata gaan ondersoek na 'n oefening. Ek het hardloop opgeneem van 30 leerders wat in graad 5 is na 5 minute van ligte oefening.
Die data is gebruik om seker te maak dat leerders goeie gesondheid het en dat hulle fiks is en om te kan kyk hoe dit verbeter oor 'n tydperk. Data stel in slaap per minuut het elke kind opgeneem. Ek het vir hulle geleer hoe om hulle pols te vat of hulle pols te soek en dan hulle hartklop te tel en ek het my stophorlosie aangesit, 'n minuut vir hulle gehou. Hulle het begin tel toe daai stophorlosie begin het en gestop. Dan, wat is die gemiddelde hartklop? Gemiddelde hartklop bereken jy deur al jou data op te tel. Dit beteken nou al hierdie data wat die kinders gedoen het, daai het ons gevat, ons het dit saamgetel en ons het 'n getal van 2770 gekry. Ons moet in gedagte hou dat daar 30 kinders was in daai klas. So 2770 gedeel deur 30 leerders gee vir jou 'n BPM van 92,33. Jy moet onthou om jou eenheid aan te dui sodat almal kan weet waarmee ons werk. Ons het nie verniet die beats per minuut getel nie. Dan, vraag nommer 2, wat is die mediaan? Ek vat die data stel en ek gaan organiseer dit. So hierdie data wat ons daarbo het, moet ons gaan oororganiseer. Dit is 87, 88, 88, 88, 89, 90, 90, 90, 91, 91, 91, 92, 92, 92, 92, dan so 93, 93, 93 en dan 93, dan 94, 94, 95, 95, 95, 96, 96, 97, 97 en 99. Daai data vat ons en ons gaan kry die middel. So 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kom ons maak net seker of ons al die getalle in het, want dit lyk of ek net 29 getalle het. 87, 88, 88, 88, 89, 89, 90, 90, daar's my fout. Daar is hy. My 6de sintuig het hier gepraat. Dan luister mens. OK. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan die ander 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Great stuff. OK. So ons sien dat die 92 en die 92 in die middel is. Dit wil sê, ons gaan sê 92 plus 92 gedeel deur 2, want is 2 getalle,
en ons kry 184 op 2, wat vir jou 92 beats per minute gee. Daai is jou mediaan, die medium middle, yes. Modus is die een wat die meeste voorkom. So kom ons gaan nou sommer terug na hierdie ene toe, want hy is nou lekker kleurvol alreeds. Nou kan ons 'n ander kleur kies. Kom ons kies sommer oranje. Dit lyk vir my of daar baie 92's is. Daar's 4 van hulle. En dan is daar ook 4 93's. So, dan gaan ons na ons modus toe. Ons modus is 92 en 93. Want hulle kom albei 4 keer voor. Soos 92 en 93 beats per minute. There we go. Nommer 4, wat is die reeks of jou omvang van hierdie datahantering? So, ons gaan kyk wat is ons grootste getal. Dit is 99 en ons kleinste getal is 87. So, ons reeks of ons omvang gaan ons soos volg doen. Kom ons kry 'n blok hierin. Ons gaan sê 99 minus 87 is gelyk aan 12 beats per minute. Oh yes, mooi. Dan vraag 5. Wat is die interkwartiel variasie wyte? Ons gaan ons georganiseerde data gebruik en ons gaan kwartiel 1 en kwartiel 2 gaan vind. So ons het klaar ons mediaan wat in die middel is. So nou gaan ons tussen hom die kwartiel gaan vind. Kom ons doen dit. Ek dink om hierdie veilig te speel, gaan ons gou die doen. Ons kopie die inligting. Ons kopie gou die inligting. Ons dra dit oor. Ons plak dit gou hierso. Dan hierso is ons middel gewees. So. Ons gaan nou en gaan tel. 1 1. So uit 15 moet daar 7,5 wees, want 15 verdeel deur 2 is 7,5. So dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So daar is 90 en dan hierso is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hierdie is bietjie maklik. Hy is nog as 'n lekker enetjie. So, ons het vir kie 1 en kie 3. Kie 1 is 90, kie 3 is 95. Interkwartiel variasiewyte, jou IKV, gaan dan wees
Q3 minus Q1 en dit gee vir jou 95 minus 90. Jou antwoord is 5 beats per minute. Nice. Met al die data wat ons ingesamel het, al die vrae wat ons beantwoord het van datahantering, het ek goed gedink dat ons dit mooi kan opsom en afrond deur aan te dui wat se grafiek gebruik kan word. En uit my perspektief uit is dit 'n histogram. So, hier volg my verduideliking tot my antwoord. Eerste gaan ek 'n spreadsheet oopmaak vir ons. Sy, nou gaan ek die getalle alles vir my intik. Dit is 92, 95, 93, 88, 91, 94, 6. Achtentachtig, 87, 93, 91, 95, 90, 89, 92, 93, 96, 94, 91, 92, 97, 95, 93. Hierna gaan ek alles highlight, al die getalle, daar het ons hom nou, en dan gaan ek hierbo klik op One Variable Analysis, en daar is die pragtige, die mooiste histogram. Jy moet 'n geseënde dag hê. Dan, om dit finaal aan te dui, watter of hierdie grafiek korrek is en of my beweringe korrek was, my berekeninge, dan gaan ek gaan kyk by minimum, het hulle gesê dis 87 en dis korrek, maximum 99. Dan, Q1 het ek gaan vind en dit was 90, dis korrek. Q3, 95, mediaan 92, dis korrek. Dan het ek die som van alles was 2770, dit is ook korrek. En daai is 'n bewys dat my beweringe alles reg was. Jy moet 'n geseënde dag hê.